Goeiedag almal, dit is weer Vrydag en as dit Vrydag is dit 'n lekker vooruitsig vir 'n naweek van sport. My gunsteling tyd van die week altyd die Saterdag Sondag wat ons 'n bietjie op die sportveld kan uitkom internasionaal en ook in Namibië. Klomp sport, die vinnige motors ry hierdie naweek nie, so mense het 'n bietjie asem daaromtrent, maar daar's verder 'n klomp balle wat rondvlieg is van sokker na rugby en daar's ook golf en tennis en kom ons kyk hoe vinnig waarna ons aan aandag gaan gee. Ons gaan weer hoor wat sê die afrigters en die spelers. Groot sokker, Liverpool het 'n kans om die Engelse Premier Liga te wen Sondag teen Tottenham Hotspur in hulle liga wedstryd FA Cup. Hulle speel kwart of semifinale. Verenigde Rugby Kampioenskap, dis weer rugby. Dit is Mike Potgieter wat daar vir ons bietjie weer inligting gee en ons gesels met hom, maar ons gesels ook met Jake White, hoor wat hy te sê het oor die Bulls se volgende wedstryd. En dan is daar ook vroue golf, Nelly Korda, wat haar mening gee in tennis van Madrid. So 'n klomp aksie hierso op die naweek wat voor ons lê internasionaal en ook in Namibië natuurlik gaan ons kyk en ons gaan gesels wat ook in Namibië gebeur. So kom ons begin eerstens met die groot sokker. Dit is die Engelse Premier Liga. Dit is nog so 'n paar wedstryde oor, 5 wedstryde in die liga oor, maar Liverpool is redelik ver voor en hulle speel die naweek teen Tottenham Hotspur Sondag 5:30 afskoptyd dis Namibië se tyd. As hulle daai wedstryd wen die Engelse Premier Liga. Hulle het net 1 punt nodig. Hulle kan eintlik gelykop ook speel. Hulle het 'n 2019-2020 seisoen het hulle laas gewen. Dit was nog die COVID jaar gewees. Hulle het die beker ontvang. Daar was nie 'n mens in sig op daai paviljoen nie. So hopelik vir hulle kan hulle dit nou wen met 'n klomp skare rondom hulle. Hulle het al 19 titels gewen. Manchester United die meeste met 20. So hulle kan dit gelyk maak met Manchester United as hulle naweek moontlik kan wen. Kom ons hoor wat sê Arne Slot. Hy is die afrigter van Liverpool. En daar so nou en dan word mense toegelaat by die oefeninge en hulle het 'n bietjie gevra is daar nie te veel geraas as daar mense by die oefenveld is en die fokus ensovoorts. So hierso is Arne Slot. I think I have to wait and see because I haven't experienced it here yet. But what I do know from my experience at Feyenoord is that, of course, there's a lot of noise and everybody is very excited. But at our training ground, we are just focused on the training session we do and trying to prepare in the best possible way for Tottenham, which is a team where all the injuries are coming back. Is a team that deserves our full attention. The boys also have 1 or 2 days off during this week because we've planned that already a long time ago, and hopefully they will enjoy some time with their loved ones and be fully focused when we are back together to work towards Tottenham. Dit dan Arne Slot, die afrigter van Liverpool. Hy is die eerste jaar dat hy afrig hierdie jaar vir Liverpool natuurlik. Sal 'n groot prestasie wees as Liverpool die naweek vir Tottenham Hotspur kan wen of gelykop kan speel. En kom ons hoor ook wat sy opponente se afrigter is, Anke Postecoglou, en hy het ook gepraat oor hoe hulle moet positief bly as dit nie te goed gaan nie. Tottenham Hotspur het maar so op en af seisoen, dan wen hulle, dan verloor hulle. 'n Moeilike wedstryd vir hulle by Anfield. So is Anke Postecoglou. Yeah, I think it's important. I think, I've said all along that it's not always easy to stay sort of united through difficult times because, invariably people are affected in different ways. And a lot of our group has sort of had to sit by the sidelines and watch it all as well, and not being able to contribute. So the fact that, on sort of Thursday night that, pretty much the whole group, obviously, Sonny was a significant absence and a couple of the other boys who weren't part of it. But I think I said before the game, the whole group who travelled all feel like they're part of it and contributed to it. And it is going to be important because, like I said, we've got obviously semi-finals coming up, but also important league games. And the fact we've got a sort of healthy squad for the first time, we're going to need all of them for sure. Dit dan Tottenham Hotspur se afrigter Anke Postecoglou en dit is 'n groot wedstryd 5:30 Sondagmiddag. Ook semifinale van die FA Cup. Ek eintlik die beste, maar in Engels die FA Cup. Dit is assosiasiebeker, die sokker assosiasiebeker. Klink nie so lekker nie. FA Cup semifinale, dit is by Wembley. Dit is Saterdag die eerste teen Crystal Palace teen Aston Villa, kwart oor 6 Namibië se tyd en dan Sondag Nottingham Forest teen Manchester City. Dit is 5:30 die afskoptyd en dit is Sondag FA Cup. Groot sokker. Kom ons hoor wat sê Nuno Espirito Santo. Mooi naam, dit is Nottingham Forest se afrigter en hy praat ook van hulle wil elke jaar 'n bietjie verbeter. Hierso is Nuno Espirito Santo. I not basically because we don't approach the competition like that. It's not the aim was clearly how can we improve from last season.
Last season we were saved in the last game of the competition in Burnley. So the moment that we finished, the goal was just let's improve. No, don't care about the table, just improve players, see how much we can get out of them. That was the priority. Yeah. Een afrigter van Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, en dis die eindstryd, gaan op die 17de Mei wees, maar mens moet nou eers by die semifinale naweek kom. Dis natuurlik 'n groot Nottingham Forest en Man City Saterdag of Sondagmiddag 5:30. Ander Engelse Premierliga wedstryde wat ook voortgaan, dit is eintlik 'n groot geveg nog vir die top 5 en die top 8. Baie op die spel, dit is Europese voetbal of Europese sokker, groot geld ook om daar te kwalifiseer. Liverpool natuurlik voor met 79 punte, Arsenal het 67 punte. Hulle is die top 2, Manchester City en Nottingham Forest ook in die top 4. Dan die manne wat groot veg daar vir die top 8 is nog in 5de plek Newcastle, dan Chelsea, Aston Villa en Bournemouth ook almal daar nog 'n kans om die top 8 te eindig. En wat die naweek gebeur is Chelsea speel tuis teen Everton. Dis 1:30 Saterdag, dan Wolverhampton teen Leicester City 4:00. Al die res van die wedstryde is eintlik 4:00, dan Newcastle teen Ipswich, Brighton teen West Ham en Southampton teen Fulham. Dis alles Saterdag. En dan Sondag in die Engelse Premierliga, Bournemouth wat tuis speel teen Manchester United. Dit is 3:00 Namibiese tyd. En 'n groot wat ons vroeër van gepraat het, Liverpool teen Tottenham Hotspur 5:30 Sondag. Groot sokker in die Engelse Premierliga. Ons gaan die tennisbaan, dis Madrid oop, dis 'n 1000s toernooi, 'n 1000s tournament. Dit beteken dat al die topspelers in die WTA en die ATP mans en vroue is in aksie. En die naweek sal die ronde van 32 wees by die vroue. Iga Swiatek is daar in aksie in die tweede. Sy is tweede gekeer, sy speel teen Linda Noskova en dan Madison Keys speel teen Anna Kaliskaya. En dit is Coco Gauff wat ook deur is. Sy's vierde gekeer, sy's van Amerika. Sy het eintlik gesukkel na vorige wedstryd, sy het die eerste stel met 6-0 verloor en toe vir Daria Jastastenka geklop op die ouend. So sy sukkel gewoonlik eintlik by Madrid op die klei en kom ons hoor wat sê sy. Daar's aan haar gevra hoe benader sy die Madrid toernooi aangesien sy eintlik nou maar sukkel om daar te speel. On the court, historically, it hasn't quite been your best tournament over the years. But when that happens and you approach a tournament like this one, is there extra motivation to think, okay, this is the year where it turns for me in Madrid? Yeah, definitely. I think it's that. And also, honestly, maybe a little bit more relaxing to play a tournament you haven't done well because you're just kind of like, well, whatever happens is I just try to do better than I did last year. And eventually, you get, which I did last year, I did a round better than I did the year before. So I'm hoping to do better than I did the year before. And eventually you'll get it to the final. Dan Coco Gauff van Amerika, sy speel die Madrid Ope. Dit word op klei gespeel natuurlik en hy toernooi gaan voort oor die naweek en die mans ook in aksie is die ronde van 64. Novak Djokovic, een van die spelers wat in aksie is die naweek, hy speel te Matteo Arnaldi, Alexander Zverev, die eerste gekeerde speler. Voor ons advertentiebreek vat ook vinnig boks, die wat van die boks volg, interessante boksgeveg wat in Londen plaasvind, dit is by Tottenham Hotspur se stadion. Dis Chris Eubank Jr. teen Conor Ben en die interessantheid daarvan is dat hulle ouers, hulle paas, 30 jaar terug te mekaar geboks en dit is minder dit gebeur en hulle paas Chris Eubank Senior en Nigel Ben 30 jaar terug ook in 2 gevegte te mekaar geboks. Daai boks is Saterdag aand, dit is in Londen. Maar kos wat advertentiebreek as ons terugkom, kyk eens wat op die rugbyveld gebeur. Welkom terug by In die Tunnel, dis 'n lekker Vrydag aand en ons kyk vorentoe na wat gebeur die naweek op die sportvelde, maar daar's ook een op Vrydag aand, 'n rugbywedstryd, dis Verenigde Rugby Kampioenskap. Dis 'n groot, dis die Glasgow Warriors verdedigende kampioen teen die Bulls. 8:35 is die afskoptyd Vrydag aand en dit is Glasgow wat tweede lê met 58 punte, die Bulls derde met 54, so 'n baie belangrike wedstryd. Kom ons hoor wat sê Jake White. Dit was natuurlik die finaal in die vorige jaar wat Glasgow Warriors in Pretoria gewen het teen die Bulls en die woorde wat gebruik word in Engels, wat praat van revenge, weet nie wat revenge is nie, hulle praat van bietjie wraak, wat Jake White sê, dis nie noodwendig wraak nie, hierso is Jake White. Simon, I think probably the answer is because we don't really want you to be writing, as in the media, anything about words like revenge and, there's so many things that come out. I mean, I read a wonderful piece the other day about Rory McIlroy having won the Masters after bombing out 14 years ago. Now, in sport, that's what happens. When you have an opportunity like we did last year to win the championship at home and we didn't win it, then obviously the next time you play the team that beat you in the final, there will always be that what if
And that happened with Rory McIlroy in golf. So it's not a case of whether we moved on. It's not a case of whether we don't want you to talk about revenge. We would have to play Glasgow again sometime. And this is the first time we've played them since that game. And like any sports person, we had an opportunity which we missed. And, it's got nothing to do with revenge. It just gives us an opportunity now to play the same team that beat us, same club that beat us, and see how we do with playing against the champions. I mean, last week we played the champions of 2 years ago, and this week we play the champions of last year. Dit dan Jake White uitgeslape afrigter van die Bulls, interessant wees sy wedstryd die Bulls teen Glasgow Warriors. Maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter ook, ons rugbykundige uit die Kaap uit, ek het met hom gesels, en ons hoor wat hy ook te sê het van die Bulls se wedstryd teen Glasgow Warriors. Mike, dis die Bulls, hulle sê hulle het 'n sirkel gemaak op my datum laas jaar, hulle speel net teen Glasgow Warriors, sy wedstryd wat al Vrydag aand is. Maar dit is baie groot, is 'n herhaling van die eindstryd, en ook baie belangrik vir wie kan potensieel tweede eindig, want tweede eindig beteken potensiële semifinale. Ja. So die Bulls teen Glasgow Warriors 'n groot wedstryd, is die toer al te lank of kan hulle nog vir enetjie aanhou? Weet jy, dis met vir my die interessantste ding is, behalwe vir die feit dat die Bulls die bordjie sal wel verhang en so 'n bietjie wraak sal kry op Glasgow se tuisveld, dat na, soos jy gesê, die vorige jaar se eindstryd. Dis my interessant, want ons het verlede week juist gepraat oor, is dit 'n goeie ding vir die Bulls om so lank in daai nuwe temperature, omgewing in die noorde te wees en te klimatiseer ensovoorts, of is dit nou te lank weg van die huis af? Ja. Ek wil vir jou sê, ek reken dis meer van 'n nadeel as 'n voordeel. En ek weet baie mense gaan vir my sê, hoe kan jy dit sê? Jy het nou net gesê, ek reken 'n ou begin so 'n bietjie verlang terug huis toe. Jy verlang na jou eie oefenvelde. Want ten spyte van die feit dat jy daar is, jy beweeg nog steeds rond. Dis nog steeds tyd op 'n bus, dis nog steeds tyd in 'n hotel. En ek reken dat dit 'n groter nadeel is vir die Bulle as vir 'n tuisspan. Maar ek wil tog dink, na die vorige week se uitslae, dat die Bulls kan Glasgow klop. Ja, dankie Mike, ja, groot ene daar in Glasgow Warriors. So, ander wedstryde natuurlik in Suid-Afrika ook. Die Sharks speel ook oor see, maar eerstens die Lions wat teen Connacht speel. Dit is in Johannesburg, dis 4:00 die middag en Ulster speel dan ook 'n tuiswedstryd teen die Sharks. Wegwedstryd vir Sharks, dis 8:35 is laterig Saterdag aand. Die Sharks lê 5de op die punteleer en Ulster lê 10de. Maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Hy gesels eerstens so 'n bietjie gesels ek saam met hom oor die Lions en dan gesels ons ook wat ons dink gaan gebeur met die Sharks daar teen Ulster. Dis in Johannesburg is dit die Lions het sleg gespeel die vorige naweek. Het sleg gespeel klink na 'n sterk woord, maar hulle het regtig goed gespeel nie, want mense verwag meer van hulle in Johannesburg. Die Stormers het eintlik ook sleg gespeel in Kaapstad. So daai twee spanne sal bepaald beter moet speel die naweek, maar as ons begin by die Lions, Mike, hulle speel nou teen Connacht wat baie frustreerd sal wees na hulle in beseringstyd verloor het teen die Stormers. Die Lions sal met hulle vorm vind. Mens kan eintlik agterkom wat fout is daar nie, want soos die Stormers lyk dit met hulle verdediging verander het. En ek wil nou so half die twee wedstryde van die vorige week saambring, in die sin dat ten spyte van die feit dat Connacht dan nou 'n sogenaamde verswakte span Suid-Afrika toe gestuur het hulle geweldig goed gelyk op die aanval. Hulle het Stormers se verdediging nog slegter laat lyk as wat dit eintlik is. En ek wil hoop dat die Lions sal geleer daaruit. En dat daar sleutelspelers nie deel is van die kern van Connacht nou op hierdie toer nie, maar hulle nog steeds 'n baie gevaarlike span is. Hulle wys hulle diepte, hulle het ervaring, hulle het jong ouetjies wat hulle 'n hand wil opsteek, en as die Lions nie versigtig is nie, is dit 'n Connacht span wat baie vinnig baie punte teen jou kan aangeef. Ja. Die Lions wat tuis uitdagings het, daar's van die ander spanne wat nog toer, soos die Sharks byvoorbeeld. As ons oor die Sharks vinnig kan praat, hulle speel teen Ulster, nog 'n eerste span. Hulle gaan dieselfde uitdaging as die Lions hê, dieselfde tipe rugby wat Ulster en Connacht speel. Die Sharks sal ook met wakker slaap en hulle is nou eintlik in die top 4 en hulle het baie om voor te speel. Hulle moet alles wat hulle het probeer die top 4 bly, maar Ulster gaan ook moeilik wees. Definitief, en dit is, ons het nou al herhaaldelike kere gepraat oor die goedheid en guns wat ander spanne vir jou kan bewys, en ek neem aan daar's 'n paar Sharks ondersteuners wat 'n Lions-trui onder hulle trui sal wil aantrek, so ook by die Stormers se kant, want dis die groot ding wat nou besig is om te gebeur. As jy gaan kyk na, ek wil sê, die eerste twee posisies is relatief veilig voor punte verskil gewys, maar vanaf die Bulls wat derde lê, regdeur tot en met die Stormers wat tans 8ste is daar 'n maksimum van 5 of 6 punte
in die verskil tussen daai spanne. Ja. En nou begin die Leeu's 'n rol speel dat sou hulle nou vir Connacht klop, dan maak jy nou 'n guns. Sal die Stormers vir Benetton klop, dan help jy nou weer die Bulls en die Sharks 'n bietjie, behalwe nou vir jouself. En die groot ding is, Arie, dat jy kry nie noodwendig punte by nie, jy weerhou punte van die ander span. En ek dink dit is wat ek uit hierdie huidige punte hieruit kry. Ja, maak jy groot wedstryde vir die Sharks wat wegspeel, maar dit is sterk span hooplik aan Eben Etzebeth veral bietjie die pot roer, die manne daar aan die gang kry vir daai wedstryd. Ook aan die ene wat Saterdag plaasvind, Ospreys tuis teen Dragons 4:00, maar die grootte in die Kaap ook is die Stormers teen Benetton, dit is 6:15 daai afskoptyd, en tans lê die Stormers 8ste met 40 punte, en dit is Benetton wat bietjie hoër is as hulle 5de met 41 punte, een netjie meer. So dit sal belangrik wees vir die puntestand vorentoe, maar kom ons gesels weer met Mike Potgieter. Wat kan gebeur? Stormers teen Benetton. Stormers tuis teen Benetton in Kaapstad. Norman Lyker is 'n baie goeie verdedigingsafrigter en daar was baie van die beste in die Kaap wat daar geen drie was vir die Stormers afgestaan het. Nou iewers eintlik verdedigingsprobleme. Dink jy dis 'n afrigtingsding of dink jy dis sekere spelers en sekere posisies wat gemis word en wat dalk die verdedigingsstelsel nie reg verstaan nie? Arie, dis 'n halwe tweevoudige antwoord wat ek vir jou wil gee. Die eerste een is, ja, ek stem saam met jou. Ek dink daar is sekere spelers wat geweldig baie waarde toevoeg tot die groter spelpatroon van beide aanval en verdediging by 'n span soos die Stormers. En dat dit baie duidelik is, jy mis hulle. Die teendeel daarvan wil ek vir jou sê, ons het nou gesien dat iemand soos Damian Willemse is terug in die span. Ons het gesien dat Sasha van Burg en KwaZulu is terug in die span. Manie Libbok is nog buite. En ek kan nie dink dat jy soveel druk op een speler sit, of soveel verantwoordelikheid op een speler sit, dat as daai speler nie daar is nie, dan val alles uitmekaar, want nou dit gewys, hulle is terug, en dit wil amper vir my lyk asof daar 'n oorweldigende fokus is op, kom ons speel aanvallende rugby, kom ons fokus op die aanval, die verdediging is basies. Ons het 'n afrigter gehad wat gesê het, ek kan jou nie leer tackle nie, dis in jou hart of nie. So, of jy wil of jy wil nie, jy is bang om te verdedig of jy is nie. En ek wil nie daarmee sê dat die Stormers lyk vir my bang om te verdedig nie. Ek wil net sê dat dit lyk vir my dat daar 'n redelike fokus is om eerder aanvallende rugby te speel as gevolg van die punte druk wat op jou is, die punte verskil druk wat nou op die punte weer is. Jy moet bonuspunte kry. So ek wil amper glo dat John Dobson hulle besluit het, kom ons fokus op die aanval, die verdediging is basies. En ek dink dit is besig om hulle te val. Dankie Mike, ja, dit is in Kaapstad, dit is 6:15 die Stormers teen Benetton. Ook vroue 6 nasie rugby, die beste van Europa in vroue rugby wat speel. Hulle het al 4 rondes gespeel. 2 onoorwonde spanne, Engeland en Frankryk het sover al 4 hulle wedstryde gewen. So hulle speel vir die titel. Dit is Saterdag wat hulle te mekaar uitdraf en dan is dit ook Skotland wat teen Ierland speel 3:30 en Engeland se wedstryd teen Frankryk is 6:15 en Sondag speel Italië teen Wales. So as ons kyk wie kan wen, wie wen die 6 nasie, dit gaan of Engeland of Frankryk wees. Kom ons gaan aan na die golfbaan, dis die mans PGA unieke toernooi, die Zurich Classic of New Orleans, en dit is in spanformaat, 2 spanlede wat saam speel, en hulle speel om die beurt, eers in die 3de ronde, vat hulle die beste hou van die 2, die beste bal van die 2, om so te verduidelik, en dan die 2de en die 4de ronde is beurtspel wat hulle met 1 bal speel. Dit klink 'n bietjie kompleks, maar hulle vind 'n manier om daai formaat te laat werk, en Rory McIlroy en Shane Lowry het die vorige jaar gewen. Rory McIlroy natuurlik die meesters gewen die afgelope jaar. Hulle het 'n 800 baansyfer gespeel in die eerste ronde, 64 gesamentlik, so is 'n goeie telling. En die tellings was baie laag geweest. Dit was spelers van Amerika, Isaiah Linda en Kevin Willow. Hulle is nie baie bekend nie. Hulle het 58 gespeel. Dit is 14 onder baansyfer. En dan die tweeling van Denemarke, Rasmus en Nikolai Højgaard het 59 gespeel. So is laat tellings daar, unieke toernooi daar in die Amerikaanse PGA. Die vroue PGA, dit is een van die 5 grootes, een van die 5 majors, soos hulle sê op die vroue kalender, is die Chevron kampioenskap, en daar is 'n totale prysgeld van $8 miljoen Amerikaanse dollar op daai toernooi, en dit is, die vorige jaar se wenner is Nelly Korda, sy is van Amerika, en nou kom ons hoor wat sy te sê gehad het, so in die opbou na die eerste ronde, hier is Nelly Korda. Every year that I've played at a golf course, no matter how many times I've played, I feel like it just plays so different with just maybe the winner that they've had and the way the golf course is playing with the weather. Maybe, as I said, I've heard that they've gotten a good bit of rain before. So I don't think I've ever played a golf course where it's played the same
the year prior to the year we're at. So going around, seeing how the greens are rolling, seeing if, they've changed a couple of tees. Sometimes that's what they like to throw in. They like to make the golf course longer, or they like to make it a little bit more interesting. So trying to definitely just plot our way around and seeing, what our game plan for the week is going to be. It's just going to be the same like it is every week, even if it was a new golf course. Dit dan Nelly Korda van Amerika, die wêreld se nommer 1 speler, verdedigende kampioen, maar baie moeilike eerste ronde het sy gehad in hierdie Chevron toernooi. Sy het 5 oor baansyfer gespeel, sy gesamentlik 128ste op hierdie stadium, so sy gaan moeilike afsnypunt maak. Ongelukkig dis Lujin van China wat voor is met 7 onder baansyfer. Polarito van Suid-Afrika gesamentlik 17de op -1. Kom ons beweeg 'n bietjie aan van al die internasionale sport. Ons kyk wat in Namibië gebeur. Kom ons begin met die rugbyveld. Dis Namibië Rugby Unie se Premierliga wat voortgaan. Al die wedstryde is 4:15 in die middag. En een van die grootes is Trasco United wat speel teen FNB Rio Falcon. En dit is by Trasco United se veld en dit word ook direk uitgesaai op NTV kanaal 285. En so van 3 uur word al oorgeskakel, gaan volg dit ook op One Up 2. As mense dalk nie kan volg op die televisiekanaal self nie. En dit is 'n groot wedstryd en kom ons hoor wat sê Brian Lange. Hy gesels met ons en vertel vir ons van hierdie wedstryd wat ons te wagte kan wees daar by Trasco United. Okay, Ari, so laas naweek was dit Easter naweek en ons het geen rugby gehad nie. Daar was 'n bietjie soort van 'n break in die games, maar hierdie naweek is ons op Trasco United se sportgronde en ons sien vooruit vir 'n groot wedstryd tussen Trasco United en FNB Rio Falcon wat op hulle se huisgrond laas gewen het teen FNB Reebok. So dis ons wedstryd wat ons gaan uitsaai. Die wedstryd skop af 4:15. So ons sien vooruit vir die game en hopelik geniet ons dit. Ja, dankie Brian. So inskakel van 3 uur af is 'n groot wedstryd daar by Trasco United. Vir al die mense daar by die wedstryd kan wees nie. Kyk dit gerus op die televisiekanale en op oneup2.com. Van die ander wedstryde, dit is FNB Kudus. Hulle speel tuis teen FNB Western Suburbs en dan is dit ook 'n groot wedstryd in Grootfontein. Dit is FNB Grootfontein teen UNAM, FNB UNAM en dan is dit in Rehoboth nog een wat mense maar so nota van kan maak. Dit is FNB Rehoboth wat speel teen FNB Wanderers. So dis 'n klomp groot rugby wat die naweek gespeel word in die Premierliga van die Namibiese rugby. Ons gaan 'n padwedloop ook. Dit is 'n Sanlam se Coastal Marathon word aangebied deur Swakop Striders en dit is al sedert 2018 wat daai marathon aangebied word. Dis natuurlik die marathon 42 km, dan ook 'n halfmarathon en dan 'n 10 km en ook 'n 5 km. Dis al die opsies en dit begin en eindig daar by die tennisbaan se parkeerarea. Dis daar in Strandstraat aan Swakopmund en 1500 deelnemers wat verwag word. So hou bene hou, hoop dit is 'n lekker marathon vir almal. Ons gaan na die golfbaan en by Rosmond, dis die Swakopmund Ope die naweek. Dit is Saterdag en Sondag, pragtige baan altyd daar by Swakopmund en dis deel van die Meritepunte van die Namibiese golf. Verdedigende kampioen is Stefanus Bonifacius en die vroue kampioen, verdedigende kampioen is Wilmarie Woest. So sterkte aan almal met daai golf. By Oranjemund ook is dit Nedbank for Good. Dit is die tweede van die reeks van 14 wat daar plaasvind. Is ook lekker golf by Oranjemund. En dan op die sokkerveld, daar's altyd groot sokker oor die naweek. Debmarine Namibië se Premierliga en by die Onafhanklikheidsstadion is daar wedstryde 2 uur. Dis Kommas Nampol teen FC Ongos en dan 5 uur is dit African Stars teen Kruger Tops. So dit is groot sokker wat daar plaasvind. Daar's ook sokker by Osekati, Keetmanshoop, Potchefstroom en Gubabis ook en dit is by Gubabis Young Africans teen Julinho Athletic en dit is 3 uur die middag. So sokker reg oor die land in die Debmarine Premierliga van die sokker. Die vroue kant, die FNB Superliga gaan ook voort. Dis by Okania en die NFA Center wat dit gespeel word. Daar's by die FNA Center is daar 11 uur, 2 uur en 4 uur wedstryde. Die 4 uur een is Julinho Athletic Ladies teen die Nast Babes. So dit klink nou groot wedstryd. Daar 4 uur is daai afskoptyd. En dan Sondag is dit die rugby, die Afrika onder 20 wat voortgaan. Dis die Namibiese onder 20 span wat goed doen daar in Harare in Zimbabwe op die stadium. Namibië speel teen Tunesië. Dis 11 uur die oggend en dan Zimbabwe teen Kenia. Dit is 3 uur die middag. Nou ja, daarmee moet ons nou eers volstaan. Hierdie week se in die tonnel is 'n lekker baie sportaksie internasionaal en in Namibië. En ons uit daarna en ons sê groete en lekker sport naweek vir almal tot volgende week.